Ons tweede vokaal of klinker is natuurlik die E. A, B, C, D, E. Sing tot jy by E kom. En dan het ons verlede week reeds die eerste kortklank, die E, behandel. Die een Afrikaans het twee kortklanke, E en Ä. En dit is baie belangrik dat ons vandag eendag dit eksplisiet onderrig. Ons kan nie woorde soos ster en net in een woordlys kry en leerders moet dit net leer nie, want die twee klanke van die E verskil totaal van mekaar. Dit is ook belangrik dat jy sal sien, dit is net die U aan die einde van die alfabet, die laaste vokaal wat ons het voor die konsonant V, wat ook twee klanke het en ons het sy teeltjie onder geplaas, omdat dit net 'n paar spesifieke woorde in 'n spesifieke patroon is. Wat die Ä betref, dialekte in Suid-Afrika verskil, so daar's baie woorde wat Ä uitgespreek word wat met 'n E geskryf word. Daarom leer ons vandag eendag die woorde vir hulle en ons leer hierdie klank as 'n afsonderlike les vir 'n weeklank. Sing nou tot by E en dan gaan ons nou met die tweede kortklank van die letter E verder werk. Voordat ons die bewegings oefen, kom ons kyk gou weer na die reëls wat betrokke is. Ons het reeds gepraat oor ons hand met ons vokaalgroep 3 met arm en net. Julle sien ons het nie nou 'n ekstra E vir ek in by daai 5 vingertjies van ons nie. En die rede is want die E is dieselfde letter. So die vokale is slegs die 5 letters in die alfabet. So dit bly, al is die klank nou Ä, bly dit deel van vokaalgroep 3 want dit is die letter E. Die toelettergreep het ons reeds gesê met jou hand voor jou mond, wys jy dat die klankie kort is want die deur is toe, dit eindig op 'n groen deur. Dan het ons 'n ekstra muurkaart by. Vergeet die eerste leidraad wat ons daar gee. Julle kan sien sonder die kappie. Wys ons daar, hier praat ons van die klank Ä, wat ons hierdie week gaan behandel. Daar is baie woorde in Afrikaans wat op een van die volgende konsonante eindig na die letter E en dan word die uitspraak verander na Ä. Weereens, daar kan dialekverskille wees, so kyk mooi hierdeur voordat jy dit vir jou klas verduidelik. So, julle gaan sien die ver en ster, tradisioneel was ver met 'n kappie, deesdae is dit aanvaarbaar dat ver met of sonder die kappie geskryf kan word. So ver en ster is lekker graad 1 woorde wat sê, want die E word gevolg deur die R. Die volgende lys is wel, bel, tel, stel, swel, dwel. Kan julle sien hulle almal eindig op 'n L na die E? Ek, dek, lek, bek, nek, rek, vrek, strek, trek. Hulle sê want daar is 'n K na die E en die laaste groepie is reg, weg, sleg. Daar's 'n G na die E. So daar is basies 4 konsonante. R, L, K en G. As jy hulle na jou E-letter sien, wees versigtig want die uitspraak is gewoonlik dalk Ä en nie die tradisionele E wat ons geleer het nie. So, dit is net om julle attent te maak, die res van daardie muurkaart se reëls gaan ons later verder volledig behandel. Vir nou is dit belangrik dat leerders weet, sodra 'n R, L, K of G na my E kom, kan ek die klank ek kry. Leerders behoort nou al te weet dat daar 5 klanke is vir die letter E. Ons gaan nou met die tweede klank van die letter E werk. Julle sien ons het die woord denim oorgeslaan, omdat dit 'n spesifieke groep woorde is wat ons eers in graad 4 leer, ook televisie is ook graad 4 woorde. Vir nou fokus ons op net vir die eerste klank en ek vir die tweede klank. Kan julle ook sien daar's 'n grys en 'n turkoois deel. So duidelik kan julle hier sien waar tweede taalleerders wat in Engels skool gaan kleitrap. Want die Ä vir apple is 'n Ä vir ek in Afrikaans. So sou
Sotho, Tswana, Xhosa of Engelse leerders van hierdie woorde met 'n A skryf, moenie verbaas wees nie, want dit kom dan direk uit die taal wat eerste vasgelê is. Maak seker hulle ken hierdie verband, dat ons Afrikaanse leerders ook nie wil gaan skryf in Engels met 'n E nie. Daar is dit altyd die A. So dit is belangrik om die verskille die heeltyd uit te wys en hulle attent te maak om te dink voordat hulle doen en nie net teen spoed te werk wat alles outomaties moet gebeur nie. So ons hersien vinnig weer die bewegings. Ek maak of ek met 'n net vang. Ek vat aan my denimbroek. Ek wys na myself. Ek maak 'n reghoek met my vingers. Ek slaan op my bene. Ek wys met my duim ek het gewen en ek maak 'n balletjie bokant my kop. So jy gaan sê die E sê E vir net, E vir denim, vir ek, vir televisie, E vir bene, vir gewen, I vir balletjie. En saam met die sê, doen jy elke motoriese beweging. Ons het gesê in die vorige week, as dit vir jou oorweldigend is, doen dan net die eerste beweging soos wat ons dit byvoeg. Nadat ons die volledige rympie geleer het van al 5 die klanke wat die letter E kan maak, kom ons fokus eksplisiet op dit waarmee ons nou werk. Ons het reeds verlede week van die E in net geleer. Nou gaan ons leer oor die in ek. En daarom herinner ons al die leerders, dis vokaal groep 3, dis 'n klinker en ons gaan die bewegings doen van die E sê jy maak of jy met 'n net skep, die E sê en jy wys na jouself. Dit is eksplisiete onderrig. So ons aanvaar nie net hulle moet alles outomaties self doen nie. Ons leer vir hulle eksplisiet hoe werk elke letter in die alfabet in verskillende scenario's in 'n woord. En jy kan ook sien dat beide van hierdie kort klanke is. Daarom is dit belangrik dat hulle op hulle klankleerborde die ooreenkoms sien dat daar 2 teeltjies reg bo kan die E letter is wat die 2 kort klanke aandui. En eintlik forceer ons hulle ook om nou elke keer wanneer hulle skryf of lees te dink oor watter een van die 2 gaan ek in hierdie spesifieke woord gebruik. Kom ons kyk hoe lyk die klankkaart van die letter E wat sê. Kan julle sien dat al 3 die geelblokkies die E op het? Die laaste een is wel die kappie E. Ons leer tradisioneel dat wanneer jy hoor, jy 'n kappie op die E moet sit. Wees baie versigtig. Daar's baie woorde, soos jy op die regterkant kan sien, wat sonder die kappie geskryf word. Die beste tegniek is om die kappie woorde regtig in 'n geheuestoor te kry. Daarom moet leerders dit oor en oor leer en ook die reëls wat van toepassing is. So daar is 'n paar woorde waar ons die kappie E gebruik voor byvoorbeeld die R. Die tweede E is waar ons dit in 'n oop lettergreep kry. Dit gaan ons eers in graad 4 behandel. Vir graad 1, 2 en 3 is die heel belangrikste dat leerders weet en die lys van woorde op die regterkantste plakkaat baie goed vasgelê het sodat hulle nie daardie woorde later met 'n kappie gaan skryf nie. Goed, al die leerders het nou die E gebou. Nou sê ons die E is in 'n geslote lettergreep want ons gaan met 'n kort klank werk. Die E sê in 'n geslote of 'n toe lettergreep. Julle kan ook sien dis die tweede klankie van bo af. Ons het reeds F verlede week behandel. Ons gaan nou konkreet op die klankleerbord uitbeeld wat ons in ons reëls se muurkaart gesien het. Dat 'n klomp van ons kort 3 en 4 letterwoorde wat ons in graad 1 en 2 moet leer, het die klank vir die E letter. En ons het gesien die patroon wat ons kan raak sien is dat baie van daardie woorde die volgende konsonante na die E het. Dis die R, die L,
die K en die G. Bou dit eksplisiet op die bord uit. Leerders gaan reeds al 'n bietjie van 'n begrip ontwikkel oor die naam RLKG, omdat ons elke oggend nou al vir 4 weke of meer die alfabet liedjie sing. Daar het reeds toevallige leer plaasgevind, maar ons kan nooit staat maak op toevallige leer nie, ons moet eksplisiet onderrig. So wanneer 'n deur een van hierdie 4 gevolg word, dan gaan ons gewoonlik as sê. So kom ons kyk na 'n paar woorde. Ek wil hê julle moet vir my nek skryf. Kom ons klap hom op ons arms. N, ek help hoe dit lyk. Het ons nou net geleer is die ek. Ek help met die k. Nou skakel leerders dit om. Hulle kan reeds sien dis 'n toelettergreep omdat die 'n kort klank was. En nou help ek hulle met N. Hulle skryf vir my E en ek help met K. En saam lees ons die woord nek. Nou gaan ons die leesvaardigheid ontwikkel. Ek skryf die woord reg op die bord. Hulle kopieer dit en bou dit op hulle borde. En nou gaan ons as klas saam lees. Ek help natuurlik met die eerste letter want dit is nog nie behandel nie. Maar voordat ons die konsonante hanteer, kom ons kyk wat se lettergreeptipe is dit. Natuurlik is dit die toeteer. Daarom weet ons die E moet vir ons 'n kort klank gee. En soos julle nou reeds weet, is daar 2 kort klanke. Die letter na die E is 'n G en ons het gesê ons moet mooi kyk. As daar G na die E is, dit was die R, die L, die K of die G in die kort woordjies, dan gaan ek die ek klankie gebruik. Ek vul dan vir hulle die R, vul hulle self in en G, want ons het nog nie die G behandel nie. En saam klap die klas nou op hulle arms. R, G, reg. En ons sê die woordjie reg. Onthou ook, met ons klinkers en vokale, probeer ons op die maandag woorde gebruik wat rym. Dit is baie makliker met die vokale, so met die E gaan jy ook net, pet, vet, sê nou maar op die maandag, as jou bouwoorde gebruik. En maak leerders ook auditief daarvan bewus dat hierdie woorde rym. Gebruik ook die woord, dit is rymwoorde. Onthou net, rymwoorde is iets anders as byvoorbeeld, hulle praat van woordfamilies of klankfamilies. Dit het niks daarmee te doen nie. Rymwoorde is woorde wat met mekaar rym. Vet, pet, net. Hulle almal eindig op et, dan sal dit 'n rymwoord wees. Weg, sleg. Hulle eindig op eg, dan rym hulle met mekaar. Weereens is dit die laaste keer wat ek hierdie bespreek. Die leerders moet die naam van die letter ken. Hulle moet die bewegings ken. Wat belangrik is by die E, moet hulle ook weet daar's 2 kort klanke. So ek moet altyd onderskei watter kort klank gaan ek gebruik. Dit bly steeds in 'n geslote toelettergreep. Hulle moet die E as 'n geskrewe letter herken. Hulle moet hulle leeskaart kan lees en hulle moet lettervorming en sleutelbordaktiwiteite kan doen. By die lettervorming van die hoofletter E is daar 2 verskillende tegnieke. Sommige mense maak hulle begin regs, dan trek hulle die streepie na links, dan gaan hulle af en dan trek hulle die streepie na regs. So hulle maak basies die hele letter behalwe die kort middelste streepie. Ander lettervormingstegnieke is om die lang streepie te maak en dan die 3 kort streepies in te vul. Jy gebruik die manier wat jy nog altyd gebruik het. Hierdie is nie maak of breek vir lees en skryf nie. So dit wat jy voel, dit vir jou regverdig om daardie metodiek te gebruik, jy is welkom. So moet asseblief nie verwarring kry as jy kyk na die lettervormingskaart wat ons ingevoeg het nie, want hy lyk anders as wat sommige van die materiaal bronne wat ons nageslaan het lyk. Jy handhaaf die metode wat jy geleer het. Vir ons is dit maklik as hy die hele buitelyn maak en net die kort streepie, want dan lig hy net een keer sy hand op. So maak net seker dat jy die verskil raak sien en dan nie daaroor bekommerd is
wanneer jy die lettervorming van die hoofletter E aanleer nie. Hierdie video het kopiereg op.